Halleluja. Voor ek begin wil ek gou 'n vraag vra. En ek dink dit is iets wat in meeste van die kerke gewonder word. Hoeveel autoriteit het 'n pastoor in 'n gemeente? Alle krag, almal is alle krag. Ons moet dit help. Hoeveel autoriteit het die mense in die gemeente? Almal dieselfde baie. Kan ek julle skok vanmôre? Weet jy hoeveel autoriteit het die pastoor in die gemeente? Jesus Hierdie het die autoriteit in die kerk. Mense verwar dit. En ek het hierdie week 'n bietjie gesprek gehad met mense. En wat ek sê, wat ek nie hou van mense nie, ekskuus. Ek moet die vark van my hart af kry. Wat ek nie hou van mense nie, is as hulle nie weet jy's 'n pastoor nie, dan is hulle hierdie persoon. En die oomblik wanneer hulle uitvind jy's 'n pastoor, dan dat ewe skielik kan trek hulle mooi aan en sit hulle das aan en kom hulle hare aan 'n kant toe of gel hulle. Asof die pastoor die autoriteit het in die kerk. Ouens, ek gaan jou nie hemel toe vat nie. Ek gaan nie vir jou die hemel oopmaak nie. Maar die woord in God gaan. So kom ons kry dit reg in die kerk. Al wat autoriteit wat in hierdie kerk is die woord van die Here. Amen. Dit het autoriteit in die kerk. Dit staan. Dit sal vir ewig staan. Ons het nou net gesing, die woord sal vir ewig staan. Die woord sal nooit vergaan nie. Ouens, ek vergaan. Jy vergaan. Maar nie die woord van die Here nie. Dit sal bly staan. En as ek môre gaan, oor 'n maand of 2 die mense my vergeet. Maar ons kan nie die woord van die Here vergeet nie. Ons kan nie die woord van die Here vergeet nie. Dis die autoriteit. En dit is die autoriteit wat in jou huis ook moet wees. Jy het nie autoriteit in jou huis nie. Miskien is jy die man, is jy die hoof van die huis, yes, maar jy het nie autoriteit nie. As dit uit die woord uitkom nie, het jy geen autoriteit nie. Dat die woord die autoriteit in jou huis het. Dit het tyd geword dat ons die woord weer 'n bietjie terugbring in ons huise in. Yes, ja, dis maar. Ons het nie meer die woord in ons huis nie. Miskien staan dit daar op die rakkie vol stof. En as jy hom vat, dan sit die vingermerke op hom. Stof bietjie daai Bybel af, stof 'n bietjie daai woord af en begin hom gebruik. Die woord van die Here is kragtig en is die waarheid. Ouens, glo dit. As jy my nog nooit geglo het oor enigiets wat ek gesê het, maar glo hierdie dat die woord is die waarheid. God se woord is die waarheid. Amen. Amen. Prys die naam van die Here. Ons het laasweek so 'n bietjie gevat aan die reëse. Ek gesê ons sal later in die jaar miskien maar sal ons weer bietjie die 5 reëse na kyk en hierdie hele week het die Here hierdie 5 reëse op my hart. So ons gaan begin vanmôre met die reeks Verslaan jou reëse in jou lewe. Dis so 5 weke. Ons vat elke Sondag vat ons een van die reëse waarna ons bietjie gaan kyk wat beteken dit. En so ons gaan 'n bietjie praat oor die reëse en al die betekenisse rondom die reëse, want tog het ons reëse in ons lewens. Ons het reëse wat ons moet verslaan in ons lewens, absoluut. En hulle kom steel en kom slag, kom verwoes en ons moet dit uit ons uitkry. So ons gaan 'n bietjie daarna kyk. So moet asseblief nie die volgende 5 weke tot en met die 6de April mis nie asseblief. So sorg dat jy hier is en dan wat se naam? En as jy vir my 'n koffietjie koop en miskien 'n melktertjie gee, dan sal ek vir my notas ook aanstuur en ding jy dit dalk wil hê. Maar dit kom natuurlik teen 'n prysie, weet. 'n Koppie koffie en as jy biltong wil gee, is jy ook welkom. Gaan nie meer sê nie. Prys die naam van die Here. Kom ons sit net so dan sluit ons nie oor. Vader, dankie dat ons hier kan wees vanmôre. Vader, laat hierdie woord, Here, wat uitgaan, Vader, Here, kragtig in elkeen sal werk, Here.
Here, dat ons hierdie reus in ons lewens kan verslaan, Vader. Here, want sonder U is ons niks. Here, sonder U woord is daar niks, Vader. Here, en ek bid, Here, seën elkeen nou. Here, gee elkeen nou, Vader. Maak hulle ore nou oop, Vader, om te hoor, Vader, wat U woord wil sê. Here, maak hulle ore oop, maak hulle oë oop, Here, om te sien. Maar Vader, Here, dat ons U sal raak sien en nie die wêreld nie. Here, dat ons nie ons reëse sal raak sien nie, Vader, maar dat ons U sal sien in oorwinning. Here, want deur U wonde het daar vir ons genees gekom. Here, U het vir ons die oorwinning gegee van die dood en ons eer en ons loof U en ons prys U vanmôre daarvoor. In die naam van Jesus. Amen. Nou, die wêreld se grootste man, as jy bietjie gaan Google, is Robert Percy Wadlow. Nou, hy was gebore op 22 November in 1918, daar in Illinois, en met sy geboorte was hy normaalweg 3.8 kilos, dis nie te bad nie, dis nie groot nie, maar op 'n 6-jarige ouderdom was hy alreeds 6 voet lank. Dit is 1.8, dis omtrent so lank soos ek is net so 'n bietjie bo 6 voet. So dis omtrent so lank soos ek, op 6 jaar oud. Nou op 13 jaar oud was hy reeds 7.4 voet. En hy het 'n volle 270 pond geweeg. Dit is so 2.2 meter en dan so 123 kilos. 18 dae voor sy dood was hy 8'11" en hy het 409 pond geweeg. Dit is so 2.7 meter hoog. Dis hoe lank hy was. En hy het so 220 plus minus 220 kg geweeg. Dit was 'n groot man. Dit was op 15 Julie 1940 het hy gesterf op die ouderdom van 22 jaar oud. Nou die oorsaak van sy dood, die rede, hy en sy pa was in 1937 het hy en sy pa op toer gegaan en hulle het gaan toer en 'n skoenmaatskappy het hom geborg vir die toer en hulle het sy skoene geborg. Maar die skoene was 'n 17,5. Maar die skoene was te klein vir hom en met die toer wat hulle gaan stap het daar blaase op sy voet gekom en hy het bloedvergiftiging gekry as gevolg van die blaase. En hy is oorlede aan bloedvergiftiging. Nou, ons almal weet en as jy nou gaan Google die grootste man op aarde, dan kom Robert op. Maar ons weet in geskiedenis is dit nie die grootste man nie in die wêreld nie. Daar's nog een ou groter wat bietjie groter is as hy was. En ons lees dit in Samuel en dit is ou Goliat. Kyk hoe Goliat was groot geweest. Hy was 'n groot man geweest. Maar ons lees al van Genesis 1, van Genesis 6 af althans. Genesis 6 van 1 tot 4 lees ons al van die reëse wat daar was. En ek lees saam, toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God dat die dogters van die mens mooi was. En hulle het vir hulle as vroue aangeneem, almal wat hulle verkies het. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. In die dae was die reëse op aarde, en ook daarna. En toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan, en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is die geweldigste uit die oudheid, die manne van naam. Nou, hierdie reëse reken hulle, dis nou die slim ouens, dis nou nie ek nie, dis die slim ouens wat nou so sê, hulle sê, hierdie reëse was tussen 7 voet en 10 voet. Nou, dis tussen die van 2 meter af tot en met oor die 3 meter lank. Dis lank ouens, dis groot. So, en hierdie reëse word natuurlik die Ekaniete en die Rafaite en die Emite genoem. En ons lees dit daar in Deuteronomium 2, in vers 10 en 11. Lees ons dit. Nou, die Hebreëse woord wat interessant is, die Hebreëse woordjie vir die woord reus beteken bully. Ja, dat is wel een goede ja. Bully. Ja. Die reus beteken bully. Nou ons gaan kyk wat het die reëse gedoen in die ou tyd. Hulle het die volk geboelie. Wat doen ons reëse in ons met ons vandag? Hulle kom boelie ons. Dis wat die reus kom doen. Hulle is 'n klomp boelies. Hulle het kom boelie. In Noag se tyd, dan in Genesis 6 tot en met Genesis 8, gaan oor Noag en die ark en sy redding. En 1 Petrus
3 vers 20 sê dat Noag en sy gesin deur water heen gered is en dat hulle gered is van die boelie van die reuse. En ons moet onthou dat Noag en sy seuns ook nie klein mensies was nie. Ek het so rukkie terug het ek so 'n dokumentêr gesien wat hulle gesê het hulle het nou een van Noag se groot toon se been gekry daar op Mountain Ararat. Nou weet ek nie hoe waar dit is nie, maar dit is 'n groot been hoor. 3 van my tone sal seker aanpas in daai een been. Maar jy kan jouself indink dat hulle groot en sterk manne was om daai boot te bou, om die ark te kon bou. Ek kan dink dat hulle groot en sterk was, absoluut. Nou hoe groot dit is, ek dink nie hulle was reuse nie, maar hulle was groot mense gewees. Nou daar was ook reuse met Noag gewees. En die reus het hulle geboelie. Die reus het hulle bespot. Numeri 13 vers 33 sê daar 10 van die 12 spioene het teruggekom en gesê daar's 'n reus aan die ander kant van die land van Kanaan. Want hulle is uitgestuur om te gaan kyk, om te gaan besigtig die beloofde land. En hulle het teruggekom en 10 het gesê, not a chance, daar's nie 'n manier nie, julle kan alleen gaan, daar's 'n reuse. So wat het die reuse gedoen? Hy het geboelie. Die reus hoef nie fisies voor jou te staan om jou te boelie nie. Ek kan net hier staan en jy kan geïntimideer voel. Ek hoef jy nie te raak nie, ek hoef nie vir jou te sê nie. En nou is dis wat die vyand doen. Hoeveel keer kom staan die vyand net stil voor jou? Hy sê nie 'n woord nie. Hy raak jou nie. En jy voel geboelie. En nou boelie hy jou. Hoeveel keer gebeur dit? Hoeveel keer gebeur dit? Daar's reuse in die Bybel wat mense wil boelie. In Caleb se tyd, hy het die stad van Arba gekry en Arba beteken ook Hebron, wat beteken sitplek van assosiasie. Nou, Caleb het 3 reuse van die inwoners uitgedryf, wat die inwoners geboelie het, 3 reuse. Dit was die seuns van Enak. Ons lees dit daar in Josua 15 vers 13 en 14. Maar Caleb die seun van hy het aandeel onder die kinders van Juda gegee volgens die bevel van die Here aan Josua, die stad van Arba, die vader van Enak. Dit is Hebron. En Caleb het die 3 seuns van Enak, Sisia, ek hoop ek spreek dit reg uit, julle moet my verskoon mag, Talima, afstamming van Enak, daar uitgedryf. Jy sien, dis uitgedryf. Ouens, wat het ons nodig om te doen? Ons het nodig om hierdie reuse wat ons boelie uit te dryf. Dit is so belangrik, hierdie geboeliery. Ons moet een ding moet verstaan is, die dag toe God vir Abraham gesê het, dit gaan jou nageslagte wees en julle gaan in hierdie beloofde land ingaan, waar beloof het, waar Moses gekom het in die land en die Egipte uitgelei het tot by die beloofde land, was dit nie net maanskyn en rose gewees nie. Deur die woestyn het hulle nie oorlog gevoer nie, maar die oomblik toe hulle die beloofde land oorsteek, toe moes hulle oorlog voer, want God het gesê, gaan neem jou belofte, nie kry jou belofte nie. Ons soek ons beloftes. Dit is nie so, God wys dit vir ons. God wys dit vir ons, hier is ons belofte. Gaan neem jou belofte. En ons stuk 'n beloofde land. En ek lees die beloofde land aan Johannes 10 vers 10, wat Jesus kom die B-gedeelte gesê, ek het gekom, sodat julle lewe en oorvloed kan hê. Hierdie is ons beloofde land, die lewe en die oorvloed. Wil jy lewe en oorvloed in jou lewe hê, moet jy in die beloofde land gaan beerwe. Jy moet die beloofde land gaan inneem. Dit help nie ons sit op die kantlyn en ons staan en kyk vir die beloofde land nie. Dit help nie ons stuur ons 12 spioene uit om te gaan kyk wat ander kant in die beloofde land kom en hulle kom terug en hulle sê vir jou, moenie daar gaan nie, daar's reuse. En net 2 sê vir jou, kom ons gou daarvoor. Want dis wat Caleb gedoen het, sê kom ons gaan daarvoor. Ons is net reusies. God is groter. Ons staan hierdie reus vas.
En weet dis wat die van kom. God het vir ons hierdie beloofde land gegee, hierdie lewe in oorvloed, en nou wil die ou reus kom, en hy wil ons uit dit uitboelie. Want hy sien jy het lewe in oorvloed. So wat gaan hy doen? Hy gaan jou daai boelie. Hy gaan jou vreugde steel. Want in die lewe in oorvloed is daar net vreugde. Daar's net vrede. Daar's net blydskap. Hier gaan die ou reus kom en hy gaan ons daaruit boelie. Hy gaan ons daaruit boelie. So vir die volgende 5 weke staan ons stil by die 5 reëse. Nou die eerste een waar ons gepraat het, so Goliat. En ons almal weet Dawid het 5 klippies opgetel. En ons almal weet waarvoor was die 5 klippies. Dit was vir die 5 reëse. Want Goliat het nie alleen op die berg gestaan nie. Goliat was miskien die baas of die koning of die leier van die Filistyne gewees, yes. Maar daar was die ander reëse wat saam met hulle op die berg. En Goliat was nou die een met die grootste mond gewees. En natuurlik die 5 klippies verteenwoordig ook Jesus Christus. As jy 'n bietjie gaan navorsing doen, is die 5 letters van Jesus. As Jesus was saam hom gewees, ouens, maar die drie-enige God is daar gewees. Dit was die Heilige Gees, Jesus en die Vader loop altyd saam. As jy gaan lees hoe in die begin hoe het hulle die aarde geskape, dit was saam. Hoe het die mens geskape, dit was saam. Toe hulle Sodom en Gomorra gaan die vuur, die swaal neerval en hulle uitvroes, was hulle saam. Was hulle saam gewees. Nou kom ons kyk bietjie, Goliat was verseker bietjie groter as 'n Robert gewees. Goliat se lengte was 6 el en 'n span gewees. Dit gee jou so 10 voet, net so oor die 3 meter en hy weeg so 900 pond. So dit is dubbel Robert se gewig en dan net so bietjie sy lengte. So en jy kan so sê, jy kan maar net vir jouself indink, 'n 3 meter ou wat 408 kg weeg, is 'n groot man. Is 'n groot man. En in teenstelling Goliat in Robert was hierdie sagmoedige man, want as jy gaan soek, so Google the gentle giant, dan sal jy sien, dan sal sy pret opkom, sy goed opkom. Want dis wat hy genoem was. Hy was hierdie gentle giant. Maar ons kan dit nie sê van nou Goliat nie. Hy was 'n baasvegter gewees en ons ken die storie en ons weet dat Goliat 'n reus was en ons weet dat hy met Dawid het gekom en hom met sy klippie slingervel gegooi en ons weet God het hom gehelp om Goliat neer te laat val, want ons weet Goliat het vorentoe geval. Hy was van voor gegooi en hy vorentoe geval. Beteken God was agter en het gehelp om 'n Goliat te verslaan. Maar wat het Dawid gedoen? Wat my interessant is, wat het Dawid gedoen? Hy het opgedaag. Hy het opgedaag. Dawid het opgedaag om die reus in sy lewe te verslaan. Goliat was bekend, ja, hy was sterk geweest en die naam Goliat beteken om jou van jou waagmoed te stroop. Goliat beteken verlede. Dennis Heernigan sê die volgende: to be graceful, stripped naked. Wat Goliat beteken. Dit is presies wat Goliat kom doen het met die manskappe van Saul. Goliat se krag was nie so erg geweest soos wat sy vermoë was om hulle van hulle waagmoed te stroop, om hulle in die skande te steek nie. Want vir 40 dae lank, 2 keer 'n dag, het Goliat uitgekom en het die slagorde van God uitgedag en God. En die Israeliete, die volk was bang geweest. Hulle kon niks doen nie. Alhoewel hierdie volk
uitgekleef was met die beste wapenrusting wat daar was. Hulle het die beste panserpakke gehad. Maar nog steeds was hulle bang vir ou Goliat, omdat hy 'n groot mond gehad het. Hy het gepraat en die mense het gehardloop. Die oomblik toe hy sy mond oopmaak, dan hardloop hulle. En hy daag hulle uit. Kan ek vanmôre vir julle sê, daar is 'n reus wat ons van ons wag moet volstrooi. Wat ons verlede, wat ons in die skande wil bring. Hy wil ons kom verneder. Hy wil ons in die skande breek. Hierdie uitdaging het potensiaal om vrymoedigheid kort te kry. En jy mag vra, maar ons word aangekla oor ons sondes. Ouens, hoeveel keer in jou lewe het jy sekere sondes bely wat jy nie meer vandag doen nie, en nog steeds spook dit by jou. Dat ons hierdie sonde wat ons gehad het ons bely by die Here, maar nog steeds kom dit en die verlede kom terug en dit herinner jou en dit maak jou weer skaam, dit maak jou weer teruggetrokke, dit laat jou weer dink. Dis die vyand, dis 'n Goliat wat jou wil stroop van jou maag tot. En elke keer wanneer ons aan daai sonde dink, dan voel jy sleg. Van hoe sleg? Het jy dit bely? Jy het dit bely. En God het jou vergewe. Absoluut. Jy doen dit nie meer nie. Dis vry, jy's vry daarvan. Maar nog steeds kom dit in jou gedagtes op wanneer jy daaraan dink en dan voel jy weer skuldig. En maar hoeveel keer gaan ons na die Here toe sê, Here, ekskuus. Weer vir dit. Want jy voel skuldig. En ja, daar's verseker ou, miskien wat hier sit vanmôre, wat dit nog nie oorwin het nie. Om daai sonde te bely en dit nie weer te doen nie. Om die merk te mis van God en dit reg te stel, om die merk vas te vat. En miskien is die mense wat dit oorwin het. En prys die Here dat jy dit oorwin het. En ja, so het ons elkeen 'n getuienis wat ons nou kan deel. Ek wil môre vir jou sê dat ou Goliat net een klippie nodig het. Ouens, hoeveel klippies maak ek en jy bymekaar om hierdie vyand in ons lewens aan te vat? Hoeveel klippies is al in jou sak gepak? Kan ek vir jou sê, op 'n stadium in my lewe het ek sakke en sakke klippies rondgedra. Van dan tel ek hierdie klippie op, dan sê ek nee, hy is te klein. Maar ons kan ook gebruik vir daai vyand. Tel ek die volgende klippie op, sê ek nee, hy is nog 'n bietjie te klein. Want 'n Goliat is groot. Ek meen as Goliat hier voor my moet staan, dink sy ek op man gewees. 3 meter lank, 400 kg. Dis 'n blok van 'n man. En wat 'n klippie het jy nodig vir hom? Wat 'n klippie het jy nodig vir hom? En so maak ek en jy klippe by mekaar. Maar ouens, Dawid het net een klip gevat. Hy het 5 opgetel. 1 gebruik. En weet jy wat is daai klip? Weet jy wat is daai klip? Wat ek en jy nodig het? Selfde klip as wat Dawid opgetel het. My identiteit in Christus. Wat is jou identiteit in Christus? Wat is jou identiteit in Christus? As daar een ou wat geweet het, wat kan God doen, is dit ou Dawid. My vraag vanmôre is, weet jy wat God kan doen?
Hoe sit jy nog met reëse in jou lewe? Want kyk, daar's 'n verskil tussen Dawid en Goliat. Goliat het 'n spies en 'n swaard en 'n skild gehad, en Dawid het een klippie en 'n slingervel gehad. Kyk, ek weet nie of julle slingervelle ken. Ek weet nie of julle dit ken nie, of julle dit al gesien het nie. Ek weet daar's nou, van deesdae is daar nou 'n kompetisie ook met slingervel gooi. Ek like nog om dit te kyk so nou en dan. Dan hou hulle kompetisie van, sit op, soos wat hulle met die gewere targets skiet, so sit hulle nou die klippies neer, en dan vat hulle slingervel en kyk hulle nou vir die targets. En kyk, daai ding klap hard hoor. So daai target aan die agterkant slaan, jy hoor hom. So ek kan dink dat ou Goliat seer gehad het met die klippie. Dis al wat dit gevat het. Dawid het net een klippie gehad. Goliat het wat saam het 'n panser, het sy panser vertrou. Hy het 'n groot panser gehad, gaan lees, gaan doen 'n bietjie navorsing oor Goliat se panser. Van die kopbene en alles wat hy al aangehad het. En sy swaard wat hy gehad het, was seker 2 keer swaarder as Dawid. En wat hy rondgeswaai het, waar hy mee beklei het. Dis hoe groot Goliat is. Dis die groot die reus is wat besig is om met my en jou te beklei, om met my en jou om my van jou wag te stroop, om jou neer te druk. Hulle het vir Dawid ook, Saul, ons ken almal die verhaal, hulle wou vir Dawid ook 'n panserpak aantrek. Wat 2 keer te groot was vir hom. Hy kon skaars loop met die ding. Want die volk het ook in hulle panser vertrou. Soos wat 'n Goliat in sy panserpak vertrou het, so het die volk ook in hulle panserpak vertrou. En nie in God, maar Dawid het dit in God, het God vertrou. En geweet, God kan dit doen. Nou toe Dawid hoor dat die Filistyne God uitgedaag het, was hy natuurlik woedend geweest. Ek wonder partykeer, was hy woedend regtig vir die uitdaging van die Filistyne, of was hy woedend vir die Israeliete wat nie in God vertrou het nie? Van sy broer het hom aangevat. Saul het hom eers aangevat. Koning Saul. En hy was vies geweest. En hy was vies oor die Filistyn, oor hierdie groot man, wat hoe kan hy nou sy God uitdaag? Hoe kan hy dit doen? Nou hierdie een klippie van Dawid het 3 kante. Die eerste kant is geen veroordeling nie. Baie keer gebeur dit dat mense sleg voel nadat hulle bely het. Dit is 'n kragtige wapen wat die vyand gebruik om dit te neutraliseer. Maar ons het 'n prokureur, ons het 'n advokaat. Onthou, waar woon Satan op hierdie oomblik? In die troonkamer van die Here. Openbaring 12 vers 10 sê, die duiwel is daar die aanklaer is daar om ons elke dag en nag aan te kla. Openbaring 12 vers 10. Maar 1 Johannes 2 vers 1 sê, ons het 'n voorspraak. En sy naam is Jesus Christus. So as ek en jy het 'n advokaat, wat vir ons veg. Of die oomblik wanneer die duiwel ons aankla, dan sê vir hom, ekskuusie, kyk wat het ek gedoen. Hy is vergewe. Hy is skoon gewas. Hy is skoon gewas. Ons het 'n vryspraak. Ons het 'n voorspraak, Jesus Christus. God se definisie van vergifnis is om die verhouding te herstel soos wat dit was. Dis wat Jesus kom doen. Dis wat Jesus kom doen het. Ons ken die verhaal van mense op aarde. Hoe was dit gewees tussen Adam en God in die begin, voor die sondeval? Wat het Jesus kom doen? Hy het ons weer teruggebring in daai verhouding met God. Hy het ons teruggebring in daai verhouding met God. Romeine 8 vers 1 sê, as geen veroordeling nie. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom.
Ons moet die voeding van veroordeling uithaal. Selfvergifnis is belangrik in ons lewens. Want dit is deel van Goliat se plan, dit is deel van sy wapen, dit is deel van sy plan om by ons te kom steel. Ons moet onsself vryspreek. 1 Johannes 1 vers 9 sê, hy is getrou om ons al die sonde te vergewe. Ouens, as God jou wil vergewe, hoekom kan jy nie jouself vergewe nie? Hoekom laat jy toe dat jou verlede, laat jou Goliat kom, en jou kom stoot van jou wagmoed? Vergewe jouself vandag. Wat gebeur het, het gebeur. Ons kan nie tyd terugdraai. Ek sê baie vir mense, dit is so lekker gewees as ek tyd kon terugdraai. Net tot voor jy seer gekry het. Om jou hand te vat en sê, Psom, daar's 'n gat. Of Psom, moenie om daai hoek gaan nie. Dit is vir my so lekker gewees as ek dit kon. En ek dink dit sou lekker vir Jesus ook gewees het as hy dit kon doen. Absoluut. Maar ouens, wie is ons? As God sê, hy sal ons vergewe. As ons dit kom bely en dit nie weer doen nie. Hoe kan ons onsself vergewe? Wat gebeur het gebeur? Die tweede deel van die klip strek die gordel van die waarheid aan. 1 Korintiërs 5 vers 10 sê, maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan wie my was nie te vergeefs nie. Wat beteken dit? Dat ek geloof het in wat God van my sê. Het jy geloof in wat God van jou sê? Glo jy dit wat God van jou sê? Ouens, glo jy dit regtig? Glo jy wat God van jou sê? God se woord is die waarheid. Glo jy dat jy in alles in staat is? Deur Christus wat jy die krag gee, glo jy dit? Niks is onmoontlik vir God nie, glo jy dit? Niks is onmoontlik vir God nie, ons. En dis hoekom God sê, jy is gereinig, jy is geheilig, jy is regverdig en jy is gered. Deur Jesus wat ons aan die kruis gesterf het. Jy is nou sy kind. Ouens, en niks kan jou skei van die liefde nie. Niks kan jou skei van God se liefde nie. Maar ons moet pas op. Want ek dink baie keer is ons te veel hierdie, hoe sê die Engelse mense, performance based. Ons wil te veel perform. Dis al wat ons wil doen. As ons nie perform nie, dan het ons nie ons dag gemaak nie. Dan was ons 'n teleurstelling vir dalk of vir myself of vir ander mense. Ons moet perform. En as wanneer ons so uitwerking begin het, dan moet ons weet dat ou Goliat besig is. Want hy kom sit jou verlede voor jou en sê, ja, maar hier het jy nie perform nie. Kyk hoe sleg was jy daar. Kyk hoe pateties was jy daar. Kyk hoe stupid was jy daar. So dan moet jy perform om al hierdie goedjies weg te kry. Om dit weg te steek, moet jy nou perform. So nou moet jy wikkelbroek. Ons is so performance. En ons glo ons die leuns wat kom. As kom ons glo nie daai leuen nie. Ons sal die waarheid ken, en die waarheid sal ons vrymaak. As julle ken hierdie goed, julle ken dit. Julle ken dit. Maar nog steeds kom 'n Goliat. Die derde een is, word versterk deur die Heilige Gees. Word versterk deur die Heilige Gees. Die Israeliete, die volk, wou vir Dawid versterk het, deur hom die pad sy pak aan te trek. Hulle wou hom beskerm het.
Hulle wou hom versterk het om hom 'n beter kans te gee, want hulle is bang vir ou Goliat, en nou kom hierdie seentjie van 1.5 plus minus 1.4 meter hoog. Hy sal onder my arm pas. En hy wil nou hierdie groot reus aanvat. Hulle skat Dawid was 3-4 voet. Nou, dit is 1.2 meter plus minus. 1.2, 1.3 meter daarom wat sy gewees. Maar hier kom in 1 Samuel 17 vers 47 sê, die stryd behoort aan die Here, en hy sal hulle in ons hand gee. Sien jy wat doen Dawid? Dadelik sy vertroue is nie in die panser nie, sy vertroue is nie in die swaard nie, want die swaard was ook te swaar vir hom op te tel, om hom te gebruik, hoe hy en die Here het Dawid die krag gegee, om die swaard op te tel, en Goliat se kop ook af te kap. Want hy het in God vertrou. Waar is jou vertroue? Vertrou jy in al hierdie goed rondom jou? Ouens, vertrou jy hierdie mure om jou te beskerm, om jou veilig te hou? Vertrou jy op dit? Vertrou jy die oomblik wanneer jy jou kar klim, vertrou jy dit? Of vertrou jy op die Here om jou veilig by jou plek uit te bring? Vertrou jy op die Here om jou te beskerm binne hierdie plek? Vir 'n Goliat beteken hierdie muurtjies niks. Jou kar se deur, jou kar se venster, of hy nou toe is, beteken dit niks. Waar jou vertroue is nodig. Kan ek vanmôre vir jou sê, jy het nie nodig om jouself te bewys vir God nie. Jy het nie nodig om jouself te bewys nie. Hoeveel keer gebeur dit? Dat ons onsself wil bewys. Kom maar ons. Ons het hier die perspektief van onsself. Wat ander mense van ons gesê het. Ek moet hierdie goed doen om in te kom. Ek moet hierdie goed doen om aanvaar te word. Ek moet hierdie goed doen om geliefd te wees. Ek moet hierdie goed vir my man doen of vir my vrou doen sodat hy my kan lief hê. Jy hoef jouself nie te bewys nie. Wat is jou identiteit? Wat is jou identiteit? Is jou identiteit kind van God? Want dis wat belangrik is. Jesus sê self, jy kan daar staan voor my en vir my sê, jy het hierdie duiwels uitgedryf en jy het hierdie wonderwerk gedoen en jy het hierdie genesing laat plaasvind en jy het hierdie dinge gedoen. Dit gaan vir hom niks beteken. Hy gaan sê, gaan weg. Ek het jou nie geken nie. Want jy wil jouself bewys vir Jesus. Die man wat langs Jesus aan die kruis gehang het, graag om ontmoet eendag. Ek wil hom vra, hoe het hy dit reggekry? Hy het nie in Sondag kerk toe gegaan nie. Hy is nie gedoop nie. Hy het nie 'n Bybel oopgemaak om te lees nie. En hy het reggekry om saam met Jesus in die paradys in te gaan. Hy het nie nodig gehad om te bewys nie. Moenie kerk toe kom om 'n punt te bewys nie, of om iets te bewys nie, of om miskien jou bucketlist af te tik en te sê, ek was sonder in kerk. Jou identiteit is kind van God. Moenie toelaat, jy het jou klippies in jou sak. Jy het die woord van die Here in jou sak, ouens, om jou reus, om jou Goliat in jou lewe te verslaan. Jy het een klippie nodig. Net een.
Dag op. Dag op. Dawid het opgedaag. Dawid het opgedaag. As Dawid nie opgedaag het, was daar nie 'n volk vandag nie. Was die Israeliete lankal uitgewis deur die Filistyne. Het daai reëse hulle almal doodgemaak. As Dawid nie opgedaag het. En Dawid het ook 'n keuse gehad. Dawid kon, hulle sê hy was so 14, 15 jaar oud gewees. Hy kon weghardloop het. Hy kon weghardloop het. Maar hy het op God vertrou. En hy sê, ek het beere en leeu's aangevat. So wie is jy nou? As hulle die vee van my pa kom steel en kom vreet, het ek hulle aangevat om die vee weer terug te kry. Maar Goliat, wie is jy? Want God het met die leeu's en teen die beere beskerm. So kom sy God met in jou beskerm. So sy vertroue was 100% in God. Hy het sy vertroue in die Here gesit. Hoeveel vertrou ek en jy die Here nog? Vir die deurbraak in jou lewe. So ons 'n skaal moet neersit, op hoeveel sal daai skaal wees van jou vertroue? En dit is so jammer, tegnologie het nog nie 'n masjienkie uit om te sien wat is daai skaal nie. Want jy sal verbaas wees om te sien hoe min vertroue jy in die Here het. Want die wêreld wys vir ons kan hierdie goed doen, en ons moet so doen, ons moet dat doen. As jy 'n probleem het, hardloop ons altyd eers na mense toe. Dit is net eens verkeerd om na iemand raad te gaan vra. Glad. Want was jy was by God gewees, sodat God jou na die regte persoon toe kan stuur. Jou identiteit is kind van God. Ek wil hê julle moet dit mooi hoor vanmôre. Wil jy met die uitstap, wil net trots in jou hart kan jy sê, ek is 'n kind van die Here. Dis my identiteit. As jy met jou vra, wie is jy? Dis my identiteit, kind van die Here. Want God het so gesê. Moenie jouself probeer bewys nie. Kom ons los dit. Wat gaan dit jou baat? Gaan dit wat jy bewys, gaan dit jou in die hemel bring? Maar jou identiteit gaan jou in die hemel bring. Want jy sê dan, jy glo nie, want dis jou identiteit in Christus. Dat ek 'n kind van God is. Ek het Jesus aangeneem as my saligmaker. Hy het vir my gekom en aan die kruis kom sterf. Sy liggaam was vir my gebreek. Moenie laat jou verlede kom, jou Goliat kom, en jou kom steel van dit, wat God van jou beplan het. Soos wat ek laas gesê het, moet toelaat, dat jou verlede jou kom diskwalifiseer. Want hier kom ou Goliat weer, en hy wil jou kom diskwalifiseer, vir dit wat God jou beplan het. Onthou jou identiteit. Onthou jou identiteit. Wie is jy in Christus? Wie is jy? In die aand waarin Jesus verraai is, het die brood geneem, en hy het dit gebreek. En ek sê, dit is my liggaam, wat vir jou gebreek is. Sodat daar genesing by jou kan wees. Hy het sy lewe vir jou gegee. Hy het jou dier gekoop, sodat jy nie hoef daarvoor te betaal het nie. Maar kom ons misbruik dit nie, ouens. Kom ons misbruik nie die genade van die Here nie. Hy het ons gesterf, sodat ons nie dit daai pyn moet gaan nie. Ek dink dit is die wreedste hoe iemand kon sterf. En dit was Jesus aan die kruis. 39 houe wat hom geslaan het.
om gespoeg het. Smelt het so hartjie as ek wil ek verhaal lees. Van hoe kan 'n mens al daai pyn verduur? Hoeveel bloed is in sy liggaam oor om uit te vloei? En hy het dit gedoen vir jou. Vir jou. Sy bloed het gevloei vir jou. Deur sy bloed het hy gesê is 'n nuwe testament, 'n nuwe verbond. Hy sê kyk, ek het alles nuut gemaak deur my bloed. En die oomblik wanneer ons van hierdie beker drink, moet ons herinner dat God jou sonde vergewe het. Dat jy vergewe is deur hom wat aan die kruis gehang het. Deur sy opoffering. Hy kon gesê het nee. Hy kon vir sy pa gesê het, maar nee, sorry. Hoe kan ek vir hierdie mense wat my in die rug gesteek het, aan die kruis sterf, al hierdie dinge deurgaan? Hoeveel keer het ek gepraat met hulle, dan staan daar 5,000, 6,000 mense voor my, en ek praat, net 'n paar luister. Ek het vir gesê, jy mors jou tyd. Stuur die swaal in die vuur en brand die plek weer af. Brand hierdie plek af. Hou die 12 disippels met hulle vrouens, maar brand die res af. Maar hy het gesê nee, tot die moordenaar aan die kruis. Het hy gesê, kom saam met my in die paradys. Dis die liefde wat Jesus vir jou het. Sy liefde. En ouens, Jesus het so baie meer liefde om vir jou te gee. Dag net op. Dag net op. Wil jy daai liefde hê? Dag op. Wil jy oorwinning hê? Dag op. Dag op by God. Kom sluit die oë. Hemelse Vader, baie dankie Here. Here, U sê vir ons in die woord, U het die brood geneem en gebreek en gesê, neem eet, dis my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. So ook die beker na die maal, die beker geskenk, gesê, dit is my bloed, 'n nuwe testament, 'n nuwe verbond. U sê vir ons in die woord, kyk, U gaan alles nuut maak. Vader, ons wil vanmôre vir U dankie kom sê, voordat U ons nuut gemaak het. Dat U ons vrygekoop het. Vader, ek bid elkeen wat vanmôre kom, en van hierdie brood eet, en van hierdie wyn sal drink, Vader. Here, dat waar ons die nagmaal gaan gebruik, Here. Here, dat ons op die wyse is, dat ons met 'n skoon hart sal kom. Here, dit sal gebruik. Here, dat ons nie 'n oordeel oor onsself eet nie, Vader. Maar Here, dat U daardeur verheerlik sal word. Here, want dit is so belangrik. Vader, ek bid, Here, dat U sal met elkeen wees. Here, dat hulle U die eerste sal stel in die lewens, Vader. Here, U ken elkeen se hart vanmôre hier. U ken elkeen se begeertes en behoeftes. Vader, ek bid, Here, dat U nou sal kom. Here, en deur elkeen sal werk. Die oomblik wanneer van hierdie brood eet en van hierdie druiwe sal drink, Here, dat U wonderwerke sal verrig, Here, dat daar 'n verandering in hulle lewens sal kom, Here, dat hulle die besluit sal neem om hierdie verandering te vat, Here, en dat dit sal uitsprei soos 'n veldbrand. Maar Here, herinner hulle net weer, Here, in hulle harte, Vader, nie net in hulle kop nie, Vader, maar Here, in hulle harte, dat wat hulle identiteit is.
Here, kind van God. En ons dank U daarvoor. In U naam alleen. Amen. Amen. Jy is welkom om nagmaal te kom gebruik. Jesus. Dank U, Here. Dank U, Here, vir U bloed. Dank U, Here, dat U ons kort gewas het. Ons eer U. Ons loof U, ons prys. Amen. Amen. Halleluja, Vader. Dank U, Jesus. Dank U, Jesus. Dank U, Heilige Gees. Dank U, Vader. Jesus. Dank U, Jesus. Prys die naam van die Here. Is allemaal reg, allemaal nagmaal gebruik. As daar nog iemand besig is, prys die naam van die Here. Skrifgie kom nou by my op. Daar in Efesiërs 1 vers 7,
Dit sluit so mooi in met die nagmaal sê. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand. Ons is verlos, jy is verlos deur sy bloed. Ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is net in die wêreld. Ons is nie van. Ons is net hier vir 'n rukkie. Vir 'n kort rukkie van ons lewenstyd gaan ons hier wees. Maar waar wil jy vir ewig gaan wees? Dis die vraag. Prys die naam van die Here. Net so 'n paar afkondigings gegaan. Volgende week gaan ons aan met ons 5 reis. Ons gaan praat oor JSP Benop. Dis die tweede reis. En ons lees van hom daar in 2 Samuel 21 vanaf vers 15. So as jy wil so 'n bietjie gaan kyk, as jy welkom om bietjie daar rond te gaan lees vir volgende week. Dan wil ek net vir julle elkeen baie dankie sê wat by ons dankdiens was by Loskopdam en dan hierso by Hervormde Kerk donderdag. Dit was regtig lekker geweest om die Here se naam groot te maak en om te dank vir dit wat hy gedoen het. En nog steeds doen, nog steeds gee vir ons genade, nog steeds loop die dam oor en ons eer hom regtig daarvoor. Baie dankie. En ook dankie vir elkeen wat ons gehelp het met ons pannekoek en jaffles. Baie dankie vir julle, dankie vir die ondersteunings van elkeen af. Ons waardeer dit regtig. Maar ek vra die wat nie gekom het nie, het die uitgemis, so asseblief kom volgende keer weer, ons sal die datum so goed sal ons weer vir julle deurgee van wanneer die mark weer is. Daar gaan weer live musiek wees sover my kennis trek. So asseblief kom en kom geniet dit saam met ons en kom kuier net op YouTube. Kom sit jy daar en kom kuier, dis by ons en ons geselskap sal dit ook werk. Want ek het nou al so om die stories gehoor dat die meeste mense nou moeg is op my geselskap. So ons soek 'n bietjie nuwe geselskap, so asseblief kom gesels met ons, of kom gesels met my, dan kan hulle met mekaar gesels, want hulle is lelik met my. So dan kan hulle met mekaar gesels, maar asseblief kom ons steun ons, en kom geniet die dag, saam met ons weer, lekker saam. Here moet onthou asseblief Dinsdag aand ons biduur, en dan Sondagoggende 8:45 ook ons biduur, wat ons net bid tydjie lekker saam die diens. Maar dit is so nodig om saam te bid. Die woord sê bid sonder ophou. Bid sonder ophou. So kom ons hou aan bid. Ons bid vir mekaar en ons dra mekaar op aan die Here. En ons beskerm mekaar se rug teen ou Goliat wat ons kom wil verslaan. Maar Here met 'n geseënde dag hê. Dan gaan ongelukkig nie Bybelstudie wees vandag nie. Ons het ons kerkraadsvergadering gegooi na die tyd, so asseblief. Ons sal vandag gaan so volgende week af begin ons weer aangaan. Dit is moet vir ons afsluit gebed. Dankie. Ja, sa. Ek voel hierdie Here vries op my hart vanmôre. Ek is jare terug wat ek hierdie visie en droom gehad het. Ek sien 'n vleiende piele. Ek sien 'n vleiende piele. Ek sien hy hoog in die lug. Maar daar's 'n vreeslike afgrond tussen ons en ek sien hoe staan ek by 'n kleurling man en sy vrou met 'n klein ou dogter. En ek hou hulle so styf vas. En daar's 'n vreeslike kloof. En ek sien die vreemde piele. Hy skiet sulke pyle en sulke vuurpyle na ons toe af. En die Here sê vir my, there's power in the blood of Jesus. Amen. There's power in the blood of Jesus. There's power, wonder-working power. There's power in the blood of Jesus. En ek sien sy kop is soos net 'n bamboel en hy's heeltemal weg. Sure. Daai mannetjie wat uitgeklim het,
dit was 'n alien wat uit daai vleiende pier uitgekom het. En ek sien die krag van die Here, deur die bloed wat ons vanmôre, met sy liggaam, wat ons herdenk het, dat ons met die bloed van Jesus meer oor al ons Goliate moet ons uitroep. Amen. En julle gaan sien net hoe verdwyn daardie Goliat. Pastoor het so 'n pragtige boodskap gebring en ons moet elke week dit volg. En ek glo ons gaan. Want dit doen iets aan ons as mens. Dit doen iets aan ons, dit maak ons sterker. En daar is soveel dinge wat op ons pad kom. En ek weet net, die Here het 'n doel met hierdie ou gemeentetjie, want julle is so spesiaal vir die Here. Pastoor het gevra, ek moet maar net ook sê dankie dan. Dankie Here vir hierdie wonderlike diens vanmôre. Dankie Jesus dat ons weet, ons hou vas aan die voete van die kruis. Dankie vir die dierbare bloed wat U vir ons vanmôre, deur U liggaam en die liggaam en die bloed wat U vir ons kom, dat ons dit kon herdenk, lieve Here. Baie dankie Here, ons hou vas daaraan. En ons sal U nooit vergeet nie, Here. Want U Here, U so vol die tempel. En ons is so vas aan U vanmôre. En ons weet net, Here, die pad wat ons loop, is elke voetspoor wat U vir ons vooruit loop. En eer aan U wonderlike naam. Dankie dat U met elkeen sal gaan, Here, waar hulle huis toe gaan. Dat U hulle sal beskerm hierdie hele week. En dan niks oor hulle sal kom nie. En dat die bloed van Jesus 'n bedekking sal wees vir elke een hier. In Jesus naam. Amen.